Jou liggaam, dis 'n ongelooflike masjiene, maar het jy al ooit gewonder waar al daardie krag vandaan kom? Wel, die antwoord lê nie in 'n enginekamer nie. Nee, dis reg daar op jou bord. Vandag gaan ons op 'n ontdekkingsreis na die geheime brandstof wat alles laat werk. Ons gaan die boublokke van gesondheid verken. Goed, hier's ons roetekaart vir vandag. Ons begin met die mees basiese vraag: hoekom eet ons enigsins? Dan ontmoet ons die 4 supergroepe wat ons liggame bou en beskerm. En teen die einde sal jy presies verstaan hoe die keuses wat jy maak jou gesondheid vorm. Is jy reg? Kom ons spring weg. Okay, so eerste dinge eerste. Voor ons kan praat oor wat om te eet, moet ons eers 'n bietjie terugstaan en vra, hoekom eet ons enigsins? Dis regtig die beginpunt van hierdie hele storie. Dink 'n oomblik hieroor. 'n Klein plantjie wat deur die grond breek, 'n reuse olifant in die bosveld en jy wat nou hierna kyk. Wat het julle 3 in gemeen? Wel, julle almal het kos nodig om te oorleef. Dis die basiese reël van die lewe. Maar hoekom? Hoekom presies is dit so? Die antwoord in een eenvoudige woord: energie. Dis so eenvoudig soos dit. Dink aan 'n motor. Sonder petrol gaan hy nêrens heen nie. Wel, ons liggame is presies dieselfde. Ons het brandstof nodig. Sonder daardie energie kan ons nie groei nie. Ons kan nie leer nie. Jou hart kan nie eers klop nie. So ja, kos is letterlik die kragprop vir die lewe. Maar kry almal hulle energie op dieselfde manier? Dink bietjie aan plante. Hulle gaan nie na die yskas vir 'n peselappie nie of hoe? Nee, hulle het 'n ongelooflike superkrag. Hulle is soos hulle eie klein, sonaangedrewe kragstasies. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hulle dit doen en hoekom ons dit nie kan namaak nie. En die verskil is eintlik nogal verstommend. Plante, hulle is die wêreld se oorspronklike chefs. Hulle gebruik 'n proses wat ons fotosintese noem en met net sonlig, water en lig maak hulle hul eie kos. Hulle is vervaardigers. Ons aan die ander kant, wel, ons is verbruikers. Ons moet ander dinge eet om daardie energie te kry. Ongelukkig kan ons nie net in die son lê vir middagete nie. Ons moet die energie eet wat plante of ander diere reeds vir ons gestoor het. So nou dat ons verstaan hoekom ons moet eet, is die volgende vraag: wat moet ons eet? Dis nou tyd om die superhelde van die koswêreld te ontmoet, die span wat ons daardie energie gee en ons help om ons liggame te bou. Nou, vir enige goeie avontuur het 'n mens 'n kaart nodig, reg? En in die wêreld van gesonde eetgewoontes is daardie kaart die bekende voedselpiramide. Maar wat presies is dit nou weer? Dink daaraan soos 'n visuele gids, 'n prentjie wat vir ons wys hoe om 'n gebalanseerde bord kos te bou. Die reël is super eenvoudig. Die goed aan die onderkant, die breë deel, daarvan moet jy die meeste eet. En die goed heel bo by die puntjie, wel, daarvan moet ons 'n bietjie minder eet. Dis 'n maklike manier om te onthou hoe om alles te balanseer. So hierdie hele piramide, dit word opgebou deur 4 hoofgroepe, 4 spanne as jy wil. Kan jy dalk onthou wat hulle is? Hulle werk almal saam om jou liggaam sterk en gesond te hou. En hier is ons 4 helde. Eerstens koolhidrate. Hulle is die energie-spesialiste. Dan het ons proteïene, die bouers van die span. Derdens vette en olies, ons langtermynbrandstof. En laastens vitamiene en minerale. Dink aan hulle as die lyfwagte. Elkeen het 'n superbelangrike werk wat niemand anders kan doen nie. Goed, kom ons begin heel onder by die fondament van die piramide. Dis tyd om ons eerste held van nader te bekyk: koolhidrate. Hulle is die liggaam se hoë-spoed brandstof. Koolhidrate is ongelooflike multitaskers. Hulle het basies 3 groot take. Nommer 1, hulle gee ons vinnige, onmiddellike energie. Nommer 2, hulle stoor ook 'n bietjie energie vir later. En nommer 3, as vesel help hulle met superbelangrike goed soos vertering. Ja, hulle is beslis die besige bytjies van die kosgroepe. En waar kry ons hierdie energiebomme? Wel, hulle is oral. Dink aan al die lekker goed: pasta, brood, mieliepap, aardappels, selfs vrugte. Elke keer as jy een van hierdie eet, is dit soos om die petroltank vol te maak, sodat jy kan dink, hardloop en speel. Okay, van die brandstofstasie na die konstruksieterrein, kom ons ontmoet ons volgende held. As koolhidrate die petrol is, dan is proteïene die boublokke, die sement en die stene, en die span wat alles regmaak as iets breek. Dink bietjie daaroor. As jy val en jou knie skraap, of jou spiere is seer na 'n middagse sport, wie kom maak alles reg?
Dis die proteïene. Hulle is jou liggaam se eie ingeboude herstelspan. Hulle spring in, maak weefsel reg en bou nuus. Sonder proteïene kan ons eenvoudig nie groei of gesond word nie. So waar vind ons hierdie bouers? Wel, daar's 2 hoofplekke. Jy kry dierlike proteïene, dink aan vleis, vis, eiers en melkprodukte. Maar moenie van die plante vergeet nie. Bone, lensies en neute is ook stampvol van hierdie kragtige boumateriaal. Goed, ons het die brandstof en die bouers. Nou het ons die ondersteuningsspan nodig. Dis waar vette, vitamiene en minerale inkom. Vette is ons langtermyn energiereserwes en die vitamiene en minerale, hulle is die klein maar magtige leiwagte wat ons teen siektes beskerm. So, wat's nou eintlik die groot verskil tussen die energie wat jy van koolhidrate kry en die van vette? Wel, die beste manier om daaraan te dink is soos volg. Koolhidrate is die brandstof vir 'n naloper, 'n vinnige, kragtige sarsie energie. Vette, dis die brandstof vir 'n maratonatleet. Dis 'n gekonsentreerde, stadige vrystelling energie wat jou vir 'n baie lang tyd aan die gang hou. Maar vette is nie net daar om energie te stoor nie, hoor. Hulle doen nog 'n paar baie belangrike dinge. Hulle is soos 'n ingeboue kombersie wat help om ons warm te hou. En, bitter belangrik, hulle help ons liggaam om sekere vitamiene op te neem, spesifiek vitamiene A, D, E en K. Sonder 'n bietjie vet in jou dieet, kan jou liggaam hierdie vitamiene eenvoudig nie gebruik nie. En nou vir daai klein leiwagte, elkeen het 'n unieke superkrag. Vat nou byvoorbeeld Vitamiin A, wat jy in wortels kry. Sy superkrag, dit help jou om in die donker te sien. Of Vitamiin C van lemoene, dis soos 'n superheld skild vir jou immuunstelsel, wat help om daai lastige kieme en verkoues weg te hou. Elkeen het 'n spesifieke, kritiese rol om jou gesond te hou. So, ons het nou na al die verskillende boublokke gekyk, die brandstof, die bouers, die ondersteuningsspan, maar as een laaste, ongelooflik belangrike stukkie van die legkaart. En daardie stukkie is jy. Jy het seker al die sering gehoor, jy is wat jy eet. Wel, dis nie net 'n oulike gesegde nie, dis die absolute waarheid. Elke enkele happie kos wat jy kies, word iets in jou liggaam. Dit word die brandstof vir jou brein om te leer, die boublokke vir jou spiere om te groei en die energie vir jou hele dag. Die keuses wat jy maak, bou letterlik die persoon wat jy môre gaan wees. So terwyl ons hierdie reis afsluit, wil ek jou met een laaste gedagte los. Met elke maaltyd, met elke happie wat jy vat, het jy 'n keuse. Jy is die argitek van jou eie gesondheid. So die vraag is, watter boublokke gaan jy vandag kies om 'n sterker, gesonder jy te bou?